Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Woensdagoggend. Ek wil baie dankie sê vir almal wat dit getrou luister en ook mense wat terugvoer gee. So hoe dit ook gedeel word, wel dit word op die YouTube kanaal gelaai en enigiemand kan dit natuurlik daar gaan soek en vind. Maar dan word dit ook versprei dat ek dit op my WhatsApp op groepe sit, die Escort gemeentegroep, en enigiemand in Escort is welkom om by die groep te kom. Jy hoef nie noodwendig 'n gemeentelid te wees nie. Dieselfde geld van Mooirivier, vir wie daar dan ook 'n WhatsApp groep is op wie dit kom. En dan is daar 'n groep Skatkis, dit is 'n groep van mense uit ander dele van die wêreld is ook op dit en volg dit, en jy is baie welkom as jy wou hê, as jy dalk nou nie in Escort of Mooirivier bly nie, jy wil op daai groep wees. Verder deel ek dit op Facebook en dan het ek dit nou altyd op my status gedeel op WhatsApp. En die laaste 2 dae het dit nie gewerk nie. Om een of ander rede kan mense dan nie daai video oopgemaak het. So baie dankie aan die mense wat dit vir my gesê het. Ek het dit probeer regmaak, ek weet net nie hoe nie. So as enigiemand vir my enige raad het of inligting oor wat ek kan probeer of wat doen ek dalk verkeerd dat die video nie wil speel op die WhatsApp status nie, asseblief laat weet my, gee my 'n bietjie raad. Baie dankie. Maar kom by ons teks vandag. Johannes 19 vers 31 tot 37. Aangesien dit die voorbereidingsdag was, en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag, het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggame verwyder moet word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Want hierdie dinge het plaasgevind sodat die skrif vervul sou word: geen been van hom sal gebreek word nie. En 'n ander skrifdeel sê weer: hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Geliefdes, in hierdie teks is daar baie wat ons dalk nie altyd snap nie. Die ene is die hele ding van die Jode wat daar mag nie 'n liggaam die Sabbat op die kruis gebly het nie. Die Sabbat het begin wanneer die son ondergaan op die Vrydag aand. En daarom moes die liggame dan verwyder word. So die soldate dit dan gedoen en wel letterlik die laaste van die liggaam wat oorgebly het gebreek totdat die persoon dan sterf. Maar toe hulle by Jesus kom, het hy klaar gesterf. Die rede vir dit was eintlik eenvoudig as gevolg van al die marteling wat hy voor die kruisiging selfs deurgegaan het. As jy enige van die flieks sien, soos The Passion of the Christ of so iets, sal jy dit baie vinnig agterkom, dat die totale bloedverlies en die geweld wat hom aangedoen is, selfs voor die kruisiging, het gemaak dat hy net nie meer kon nie. En dan is dit baie belangrik, daar's 2 tekste wat Johannes dan skryf in vervulling gaan met hierdie gebeurtenisse, en dit is dat geen been van hom sal gebreek word nie, en hulle sal hom sien vir hulle wie hulle deurboor het. Dit is 'n bevestiging dat dit 'n vervulling is van Ou-testamentiese skrifte, maar geliefdes, waarby ons vandag wil stil staan, is hierdie absolute waarheid, en daarvan getuig Johannes, en hy bevestig dat sy getuienis waar is, en ook dat ander tot geloof daardeur kan kom. En dit is dat Jesus werklik gesterf het. Daar was verskillende sienings al deur die eeue. Party het gedink Jesus was nog altyd God en het daarom net 'n skynliggaam gehad, en nie 'n regte mens soos ek en jy nie. Waar Johannes kom bevestig aan ons, maar Jesus was in alle opsigte
'n regte mens met 'n menslike liggaam wat ook kon sterf. Die ander ding is, daar baie wat dan gedink het, ja, maar hy het eintlik net in 'n koma gegaan, of hy was nou nie regtig dood nie. Johannes bevestig ook daardie dat Jesus het werklik gesterf. Hy was dood. Daar was geen twyfel daaroor. Geliefdes, ek en jy dit lees, kan ons in ons geloof vashou en weet, Jesus Christus het werklik gesterf. Hy het aan die kruis gesterf. Hulle het 'n lewelose liggaam daar afgehaal. In my en jou plek het hy gesterf. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees. Dankie vir die groot troos wat ons ook hieruit mag put. En ja, Here, help dat ons die geloof sal behou in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.